Halfnuus vanaand, die DA spog met diversiteit in nuwe leierskap. Die grensbestuursowerheid het die Paasnaweek se toeristesyfers vrygestel. En veeboere leef in vrees na 2 leeu's uit die Kreerwiltuin ontsnap. Goeienaand en welkom by ons Sondagaand Bulletin op SABC2. Die pas verkose nuwe DA-leier, Jordan Hill-Lewis, sê sy doelwit is om te verseker dat sy party die grootste in die land word. Hill-Lewis, wat ook die Kaapstadse burgemeester is, het in Midrand gepraat kort na sy verkiesing as nuwe leier in die plek van John Steenhuisen. Die gewese burgemeester van Tshwane, Solly Msimanga, is die nuwe federale voorsitter en Siviwe Gwagube, Silje Brink en Solly Malatsi, die eerste, tweede en derde adjunk federale voorsitters. Hill-Lewis sê hy wil verseker dat die DA die meerderheidsparty is in die volgende algemene verkiesing in 2029. South Africa is filled. The huge majority of our country are people who work hard every day to build better lives for their families. And they deserve a government that works just as hard for them. They deserve a political party that believes in our country's potential. Hill-Lewis het ook die party herverbind tot die regering van nasionale eenheid. Under my leadership, the DA will fight every day to shape the direction of government so that it reflects our values. And that is why we must continue to oppose policies in the GNU that block our country's progress. Die nuwe DA-leier sê een van die prioriteite tydens sy amptetermyn is die herstel van wet en orde. We must take back our streets. We must restore faith in our criminal justice system. We must break the criminal syndicates that are strangling our economy and terrorizing our communities. We must end SAP's capture and get the criminals out of the police. Die DA se uitgaande federale voorsitter en die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, het haar tevredenheid uitgespreek met die party se nuwe leierskap. Die party is op 'n baie stewige fondasie op die oomblik. Alles werk. Elke stelsel is gerad. Elke persoon weet wat sy rol is in die geheel. En dis al wat ek voor kan hoor. Jy kan dit sien, alles bymekaar kom hier in ons kongres, wat baie mooi uitgewerk het. Almal het sy plig gedoen en die blou masjien pomp. Die Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die verkiesing van die nuwe leierskap lui verandering vir die party in. Ons ondersteuningsvlakke in nuwe groepe van kiesers wat tradisioneel ANC gestem het, dat daar is nou geleenthede daar wat nie voorheen daar was nie. Ons kan dit sien in die polling, ons sien dit in tussenverkiesings, Tenoen in Kaapstad 'n paar weke gelede 16%, so daar's definitief groot verandering. Ons sien dit in die polling in Johannesburg, ons sien dit in die meningspeilings in Tshwane. So daar is groot verandering kom. Die DA is nou die grootste party in elke metro behalwe vir Durban. I'm very happy and I have a confidence with all the leadership that are appointed today, that are elected today. And I'm still hoping that where Helen Zille is going to win the mayor in Soweto. Intussen het die leier van die Vryheidsfront Plus, Corneille Mulder, Hill-Lewis geluk gewens met sy verkiesing as nuwe DA-leier. Mulder sê sy party is bereid om met alle politieke partye saam te werk wat Suid-Afrika 'n beter land wil maak. Politieke ontleeders is beïndruk met die nuwe leiers wat verkies is en sê die DA is in 'n aansienlik beter posisie as wat dit 3 jaar gelede was. 3 jaar gelede gedink dis 'n party wat tweede gaan kom en wat tevrede is daarmee en wil konsolideer. Nou lyk dit vir my asof hulle 'n leierskap verkies het, hulle het 'n leier verkies en die gesprek, as jy lank genoeg met van die DA-leiers hier praat, die gesprek is nou, ons hoef nie noodwendig 'n meerderheid te kry nie, maar ons kan 'n relatiewe meerderheid kry wat dit ons moontlik maak om verhouding van ander partye te vestig, wat dit moontlik maak om te regeer, om uiteindelik die regering oor te neem. En ek dink dit is
waar hulle vir my 3 jaar gelede moes wees en nie was nie. En in daardie opsig moet jy vir John Steenhuisen sê, hy sê altyd dat die party, hy laat hom beter agter as wat hy was. Wel, dit is waar. Die party is aansienlik beter as dit 3 jaar gelede was. En soos jy self gesien het, die leiers is meer verteenwoordigend ook. En dis mense wat krediet opgebou het, Gwarube wat reeds in die regering was, Malachi wat in die regering homself bewys het. Ek dink dis die tipe leiers wat nou vorentoe kom, wat verkies is hier, Jordan Heloos wat homself bewys het in die Kaap. Ek dink hulle kan baie goed voel oor wat hulle bereik het die laaste 2 dae jaar. Daar is darm een vrou in die hele line-up daarso. Bietjie min, maar ja, daar is goeie kwaliteit en goeie leierseienskappe dink ek wat deurkom. Wat regtig duidelik uitmerk dat dit 'n nuwe DA is. Ten minste die eerste stap na 'n nuwe DA wat ons hier sien. Dit is nie meer die ou leierskap nie, die vorige leierskap vir al mense soos Steenhuisen en Zille, hulle is heeltemal uit. En hier is 'n hele nuwe stel leiers, miskien is dit nie 'n nuwe DA nie, maar hierdie nuwe stel leiers het nuwe doelwitte. Ons het gesien dat Jordan Heloos baie duidelik uitgespel het wat sy oogmerke is en baie beslis om die DA die grootste party in sy woorde in die koalisieregering te maak. Interessant, mense kan daaruit aflei dat die DA, en ek sien dit ook, nie van plan is om enigstens uit hierdie koalisie te tree nie. Dis nie, hierdie nuwe leierskap gaan dit nie in daai rigting vat nie. Hulle het daardie vasstrakplek nodig binne die koalisieregering, veral op nasionale vlak, om hulle beeld verder uit te dra as 'n party wat kan regeer en in Jordan Heloos se woorde wat hy graag wil doen, amper almal kan wys dat hulle vir almal kan regeer, landelik, stedelik, tradisioneel, modern, daardie hele range van moontlike kandidaate, teikengroepe wat hulle wil bereik. Die getal persone wat oor die Paasnaweek die land se grense oorgesteek het, het 'n aansienlike toename getoon in vergelyking met die ooreenstemmende tyd verlede jaar. Die 3 besigste toegangspunte was die OR Tambo internasionale lughawe, die Lebombo en Beitbrug grensposte. Volgens die grensbestuursowerheid het meer as 1 miljoen mense oor die lang naweek oor die landsgrense heen gereis. Volgens die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiopatu, is meer as 4700 reisigers oor die Paasnaweek onderskep, terwyl hulle probeer het om Suid-Afrika binne te kom of te verlaat. Sowat 3100 van hulle het nie die vereiste dokumentasie gehad nie. Masiopatu het by 'n media-konferensie gepraat oor die GBO se werksaamhede tydens die Paasvakansie. All travelers intercepted without documents were fingerprinted, as always the case. We had to declare them as undesirables for them to be denied from re-entering the country for the next 5 years, and they were effectively deported to their respective countries in accordance with the provisions of the Immigration Act. Dit is die 3de jaar dat die owerheid aan die hoof staan van die beveiliging van die land se grense. Successful execution of this Easter operation stands as a clear evidence of a maturing, integrated border management capability. One that is responsive, coordinated, and firmly committed to safeguarding the country's sovereignty. The BMA's performance reflects not only operational excellence on the ground, but also the resolve of a capable institution that continues to evolve, adapt, and deliver tangible results for the people of South Africa. Daar was 'n 21% toename in die getal oorgrensreisigers tydens die Paastyd. Masiopatu het sy kommer uitgespreek oor die groot getal kinders wat sonder toesig van Zimbabwe die land binnegekom het. Out of the 71 ports, we have children problem only in 2 ports. That is Beitbridge as well as Lebombo and nowhere else. Die GBO het sy sukses toegeskryf aan sy samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Weermag en die private sektor en die gevorderde tegnologie soos hommeltuie wat gebruik is. Verskeie ongedokumenteerde Zimbabwese burgers sal na verwagting môre in die Bloemfonteinse Landdroshof verskyn. Dit nadat 'n 3de bus met buitelanders sedert die begin van die maand in die Vrystaat onderskep is.
Die bus met 55 passasiers was onderweg van Zimbabwe na Kaapstad. 29 van die passasiers, insluitend 7 minderjariges, het nie die nodige dokumente gehad nie. Die bus is na die Lengau toetsentrum in Bloemfontein geneem, waar daar bevind is dat 'n deur en die remme foutief was. Die busbestuurder het 'n paspoort gehad, maar nie 'n wettige bestuurslisensie nie. 65 onwettige buitelanders is sedert die begin van April in die Vrystaat aangekeer. En inwoners van Dobsonville naby Soweto het 'n protesoptog gehou nadat 'n 13-jarige meisie na bewering deur 'n plaaslike kerkleier verkragt is. Die verkrachting is by die polisie aangemeld nadat die tienerdogter tydens Paasnaweek 'n kliniek besoek het. Gemeenskapslede het vandag die strate ingevaar om te betoog teen geslagsgebaseerde geweld en het 'n beroep vir geregtigheid vir slagoffers. Die kerkleier, wat 'n gevolg het op sosiale media, is deur sommige gemeenskapslede ondersteun, terwyl talle ander ontstoke is oor die voorval. Die inwoners meen die slagoffer moet bygestaan word. Die kerkleier is vroeër die week in hegtenis geneem. Die JALR vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning in Gauteng, Lebogang Mahile, meen sy departement benodig meer as 35 miljard rand om kwessies oor skoolinfrastruktuur aan te spreek. Die afgelope week is die Rivelie Sekondêre Skool in Johannesburg se biblioteek, 2 stoorkamers en 'n laboratorium tydens 'n brand vernietig wat verdere uitdagings bied. Mahile het die departement se strategiese plan vir 2025 tot 2030 onthul wat daarop gemik is om die departement se struikelblokke aan te spreek. In sy eerste inligtingsessie as LER vir onderwys het Mahile 'n donker prentjie van Gauteng se onderwyssektor geskets. An estimated 723 schools show signs of overcrowding in some grades or across the whole school. We need 200 schools, and that we need more than 35 billion rands to be able to do that. Mahile het sy 5-jaarplan wat vroeë kinderontwikkeling en verdere onderwys en opleidingssektore insluit, uiteengesit. The provincial education plan focuses on the integration of technology into the curriculum, promoting critical thinking and problem solving. This will ensure that learning is relevant to the real world and will prepare our learners for future challenges and opportunities, equipping them with the knowledge and skills necessary for success in a rapidly changing world. Mahile sê hulle oorweeg ook talle strategieë om die aanlyn registrasiestelsel te versterk om vertragings in die plasing van leerders te beperk. Ons is net na die breek weer terug, bly ingeskakel. Die Amerikaanse president Donald Trump sê dat die VSA voortaan die straat van Hormuz gaan versper. Dit volg nadat vredesamesprekings oor die Amerikaans-Israelse oorlog teen Iran in die Pakistanse hoofstad Islamabad wat 21 uur geduur het, geen deurbraak bereik het nie. Die leier van die Iraanse onderhandelingsspan sê dat die samesprekings misluk het omdat die VSA nie sy vertroue gewen het nie. Trump was uiters krities oor Iran se voorneme om skepe 'n toegangsfooi te vra wat die straat van Hormuz wil gebruik. Hy bestempel dit as afdreiging. Die VSA is van voorneme volgens Trump om 'n stokkie te steek voor die betalingsplan deur te keer dat enige skepe in of uitgaan uit die seestraat. Na afloop van die onderhandelings het die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance Iran daarvan beskuldig dat hy weier om die VSA se sleutelvoorwaardes te aanvaar. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. Iran sê die gebrek aan 'n deurbraak is nie verbasend nie. جدید این دفعه به
Na omtrent 40 dae van 'n oorlog wat eensaidig begin is, was die atmosfeer by die samesprekings gevul met agterdog. Die FSA in Israel het die tweede keer in 9 maande vergrype gepleeg teen Iran. Dit is te wagte dat 'n ooreenkoms nie bereik sou word na een sessie onderhandelings nie, selfs al was dit die langste gesprek die afgelope jaar. Die gasheer Pakistan sê hy is verbind tot sy bemiddelingsrol. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Hoewel die hoofonderhandelings geëindig het, sal gesprekvoering agter die skerms na verwagting voortgaan. There's still actually 10 days are left for the ceasefire deadline for the ceasefire, and during that period, we expect a lot of back channel activity. Intussen hoop die wêreld dat die vredesproses wel op een of ander manier iets oplewer. Die minister van Handel en Nywerheid, Parks Tau, sê dat die wêreldwye handelsontwrigting weens die Iranse oorlog 'n geleentheid vir Afrika inhou. Tau het 'n gesprek saamtrek van die Progressiewe Sakeforum in Pretoria toegespreek. Hy sê dat Afrika se eie strategiese waarde kan uitbrei terwyl die wêreld aanvoerkettinge herbedink. Tau doen 'n beroep op Afrika-lande om saam te werk deur middel van belegging onder die kontinentale vryhandelsooreenkoms. Hy waarsku dat Afrika se afhanklikheid van die uitvoer van onverwerkte hulpbronne die vasteland kwesbaar maak vir eksterne prysonbestendigheid. What this forum represents is a private sector that is equally committed, equally strategic and equally prepared to move at pace. Die adjunkminister van internasionale betrekkinge, Thandi Moraka, sê dis die ideale tyd vir Suid-Afrika om sy handelsverhoudinge uit te brei. Let us now be awake and take up the opportunities given to us by the AFCTA and make sure that we utilize our presence in those countries through our missions representatives and make sure that we bring back to South Africa those bankable projects that can help us to address the triple challenges of poverty, inequality and unemployment. Volgens Tau is onderhandelings aan die gang oor 'n mededingingsbeleid vir die insluiting van vroue en jong mense in handel. Veeboere in Duintjie in Pienaar in Mpumalanga leef in vrees nadat 2 leeu's wat uit die Kreerwiltuin ontsnap het in hulle weiveld opgemerk is. 2 dooie beeste is kort daarna gevind. Die boere sê die provinsie se toerisme en parkeraad trek hulle skouers op as wilde diere gesien en aangemeld word. Die 2 leeu's is Sondag gesien. Die karkasse van die 2 beeste, waarvan een dragtig was, is gedurende die week gevind. Sazi ukuthi mabili kuphela amabhubesi sabonileyo ila kuphela. Hy sê 2 beeste is Dinsdag en Woensdagoggend dood. Geen van sy beeste is dood nie, maar dat sy veewagter gesê het dat 4 van sy beeste weggehardloop het en dat hy nie weet wat met hulle gebeur het nie. Die boere sê hulle word nie ernstig opgeneem nie. Hulle is bekommerd en bang. Indzaba yala mabhubesi ibhlungu kakhulu nethi ngoba asinabo kwekwenza. Hy sê die kwessie van die leeu's is hartseer. Hy sê ook dat die Kreerpark se wild op hulle plase rondloop en verwoesting saai. Wanneer hulle die sake aanmeld, val dit op dowe ore. Hy sê ook hulle word ook nie tot die vee se waarde vergoed as hulle vergoeding ontvang nie. Gistings oor die leeu's het tot paniek onder gemeenskapslede gelei. Ngoba abantu bethu kunalabanye lebangakhoni kuya esikoleni. Hy sê dat leerlinge van 'n nabygeleë skool gister nie skool kon bywoon nie weens die gerugte van die 6 leeu's. Die Mpumalanga Toerisme en Parkeraad sê die soektog na die leeu's duur voort. The entity received a complaint from the community. We immediately dispatched our DCA team to investigate and also requested assistance from our colleagues at the Kruger National Park who provided us with a helicopter. Unfortunately, the lions were not found. Our team will continue to monitor the situation and to ensure that the communities remain safe.
Gemeenskappe word gevra om die Toerisme en Parke Raad te kontak sodra die leeu's weer gesien word. Net hierna kyk ons na die dag se sportnuus, bly by ons. En dit is al vir vanaand. Mooi week verder. Totsiens.